Goeiedag, dis vandag Dinsdag 17 September, baie welkom ook by hierdie klankoordenking. Ons het die vorige keer stilgestaan by die eerste opgetekende wonder van ons Here Jesus, daar waar hy wyn gemaak het van water. En geleerdes noem hierdie 'n gemeenskapswonder. Letterlik, dit was 'n wonder in die alledaagse lewe, waar ons Here Jesus die verleentheid van 'n bruidegom verander het in 'n kosbare geleentheid van vreugde in oorvloed. Maar dit was die eerste van talle en talle wonders. In Johannes 21, die heel laaste vers, lees ons, Johannes sê, daar's nog baie ander dinge wat ons Here Jesus gedoen het, baie ander wonders. Maar hy sê as hy dit een vir een sou moes opskrywe, dink hy, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir al die boeke gehad het nie. Met ander woorde, die wonders wat in die skrif vir ons opgeteken is eintlik maar net 'n klein seleksie van geweldig baie wat ons Here Jesus gedoen het. Vandag lees ons van 'n genesingswonder. Dit is in Johannes 5 en ons lees daarso, hierna was daar weer 'n fees van die Jode en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, krepeles en lammes. Dis waar ons Here Jesus is, vanuit die noorde in Galilea, kom hy suid na Jerusalem toe, dit word net genoem 'n fees. Maar dit was natuurlik die Paasfees. Die Paasfees was die heel grootste fees en hy het net bekend gestaan as die fees. En hy is by die skaappoort, ons lees in Nehemia, dit was die heel eerste poort wat weer herstel is, nadat Jerusalem weer opgebou is. En daar was 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda, met 5 pilaargange. Nou, opgrawings het hierdie spesifieke bad gekry en dit is 'n kosbare bevestiging ook van wat hierso staan. By hierdie bad het iets baie besonders gebeur. Ons lees daar het 'n hele klomp gestremdes gelê, blindes, krepeles en verlamdes. En onder hulle was 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Ons Here Jesus het hom daar gesien en hy het geweet dat hy baie lank siek was en toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Hierdie sieke, lees ons, het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Geleerdes het nie 'n antwoord op wat hier presies gebeur nie. Dit wil voorkom asof hier 'n bad was wat gevoed is deur 'n fontein wat net af en toe opgeborrel het. En daar is geglo dat as hierdie fontein opborrel, die eerste persoon wat dan in hierdie water spring of val of beland, word genees van sy siekte. Die interessante is, ons Here Jesus het hom nie uitgespreek oor die werklikheid van of dit so is of nie so is nie. Hy praat met hierdie een enkele man wat al 38 jaar lank siek is. Wil jy gesond word? As ons na die reaksie van hierdie man luister, dan is dit baie duidelik. Hy sien ons Here Jesus nie as geneesheer nie. Hy sien hom bloot as iemand wat hom kan help om in die water te kom en dan sal hy deur die water genees word. En dan sê opmerklike, ons Here Jesus gee vir hom 3 opdragte wat hy as 'n verlamde man nie kan doen nie. Staan op, tel jou goed op, letterlik, staan op, buig af, tel jou goed op en loop. En onmiddellik het die man gesond geword. Hy het sy goed opgetel en hy het geloop. Maar dan staan daar in 'n enkele kort sinnetjie die kruks van hierdie hele genesingswonder. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê vir hierdie man wat genees is, dis 'n Sabbatdag. Jy mag nie jou goed dra nie. Nou destyds, as 'n mens teruggaan na byvoorbeeld Numeri 15 toe of Nehemia 13 of Jeremia 17 toe, dan
dan lees ons dat die Jode het die Ou Testamentiese wette verskriklik vereng en hulle het dit uitgebrei na 'n magdom van moets en nie, jy mag nie dit doen nie. En een daarvan was, op 'n Sabbat mag jy 'n sieke op 'n bed dra, maar op 'n Sabbat mag jy nie 'n bed dra as daar nie 'n sieke op is nie. En dit is waaroor hierdie skrifgeleerdes en fariseërs, hier word net genoem die Jode, geweldig ontsteld was. Jy doen dit op 'n Sabbat en jy mag nie. En dan vra hulle hom, maar wie is hierdie man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop? Want hierdie man wat gesond gemaak is, het gesê, iemand anders het dit vir my gesê. Die Jode was ewig ontsteld geweest. Ons lees dat hulle wil weet wie en met watter gesag is daar vir jou gesê jy mag 'n Sabbat wet oortree. Eintlik ook so hartseer. Die oortreding van die Sabbatwet was vir hulle baie baie erger as die wonder van genesing gewees. Dan lees ons hierso. Dae gaan verby, of waarskynlik. En ons Here Jesus soek hierdie man in die tempel op. Ek lees ons vanaf vers 13 nog steeds uit Johannes 5. Die man wat gesond geword het nie geweet wie dit was wat vir hom gesê het hy moet sy goed optel en loop nie. Want ons Here Jesus het ongemerk weggegaan omdat daar 'n klomp mense op daardie stadium daar op daardie plek was. Maar dan later kry Jesus hom in die tempel. Later, want in alle waarskynlikheid 'n dag of 2 daarna, ons Here Jesus soek hom op. En dan praat hy met hom. Kyk, jy is nou gesond. Met ander woorde, jy is fisies gesond. Jy kan nou loop wat jy voorheen nie kon doen nie. Maar hier kom 'n genesingswonder nog groter as die fisiese genesing. Moenie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Hierso is die omkeer van hierdie persoon na bekering. Ons Here Jesus is nie nou meer die man wat moontlik kan help om in die pad te kom nie. Ons Here Jesus, hy is die verlosser van sonde. En dit is die heel grootste wonderwerk wat daar kan wees. En lees ons, hierdie man het toe vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. En van daardie dag af het die Jode teen ons Here Jesus te velde getrek, omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Hoe kan hy dit durf waag om op 'n Sabbatdag iets goeds te doen? Maar ons Here Jesus het hom verweer met die woorde, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Met ander woorde, ek is hier in opdrag van my Vader. My Vader is Here en ek is Here van die Sabbat. Ons doen goed aan mense. Ons bewys liefde wat julle liefdelose Jode, julle priesterhoofde en fariseërs nie doen nie. En so lees ons dan van hierdie genesingswonder by die bad van Bethesda. Ons Vader, U bly die groot geneesheer, vandag nog. U Here Jesus, U is die grootste geneesheer, oneindig groter as fisiese genesing hier op aarde. Daarin dat U ons sondes weggevat het, dat ons genees is van ons doodsbestaan. U, o Heilige Gees, is geneesheer. Dis U wat vir ons geloof gee. Dis U wat vir ons liefde gee. Dis U wat ons die krag gee om te stry teen die sonde. Dankie Here dat ons uit hierdie enkele wonder ook die wonder van U genade kan raak sien en U daarvoor kan loof en prys in ons Here Jesus se naam. Amen.